'n Jood of 'n Hebreër, 'n Israeliet en 'n Jood um, verwys na die verskillende stadiums en identiteit van die volk van die Here. Dis baie nou verwant aan mekaar, maar is nie heeltemal presies dieselfde terme nie. So kom ons kyk bietjie wat is 'n Hebreër. 'n Hebreër kom van die woord Hebreëus natuurlik, wat in Hebreëus is dit die woord Ivri. En dit beteken die woord Ivri is gekoppel aan die idee van om oor te steek of van die ander kant te wees. So om oor te gaan of van die ander kant af te kom. So as ons tipies dink nou aan die Rooi See wat oopgegaan het, die Israeliete wat moes oorsteek, ons dink aan Abraham wat na die ander kant toe gegaan het, hy moes gaan van daar waar hy gebly is, waar die Here vir hom gesê het, gaan weg van hier, na die land wat ek jou sal wys. Die term is die vroegste term wat in die Bybel gebruik word vir die afstammelinge dan van Abraham en sy familie. En dit verwys na die voorouers van die nasie voordat hulle as Israel as volk gevestig is. Okay. So as ons kyk na waar ons die term Hebreër kry, is dit grootendeels in die Ou Testament. En die eerste persoon wat ons dan kry wat verwys word na as 'n Hebreër is Abraham in Genesis 14 vers 13. Hy word eksplisiet daar 'n Hebreër genoem. En dit identifiseer hom as deel van 'n afsonderlike volk wat van die ander kant af is. Onthou Ivri, van die ander kant af of oorsteek. Die tweede persoon wat ons identifiseer as Hebreër is Josef in Genesis 39 en Genesis 41. Word Josef die Hebreëse slaaf genoem of die Hebreëse dienaar van Potifar, né? En dit beklemtoon dan ook dat hy van buite Egipte was, dat hy 'n uitlander was. Dat hy, sal ons die term gebruik, hy was 'n inkomer in Egipte gewees. En dis 'n etiket wat dan aan hom gegee word in Egipte. En weer eens, die term Ivri, van die ander kant af, of oorsteek, Josef was van die ander kant af. Hy was nie 'n Egiptenaar nie. As ons kyk na die derde persoon wat ons reguit verwysings kry as Hebreër, is dit Jona in Jona 1 vers 9. Jona stel homself hier voor waar hy sê, ek is 'n Hebreër. So hy is Ivri van die ander kant af. Hy is iemand wat oorsteek. Hy gebruik die term wanneer hy met nie-Israelitiese matrose praat. Hy sê vir hulle, ek is 'n Hebreër. Ek is van die ander kant af. Dan sien ons ook dat die Israeliete gesamentlik verwys word as Hebreërs. Eksodus 1 en in 1 Samuel 4, waar ons sien dat hulle as nasie, as Hebreërs beskryf word. Deur ander nasies soos die Egiptenare en die Filistyne. Okay. 'n Israeliet. Israeliet is dan, ons ken almal die storie van Jakob, waar Jakob se naam verander was na Israel. So ons sien Israeliet dat 'n Israeliete afstammeling van Jakob is, Genesis 32 vers 28. So hierdie term Israeliet verwys dan na die 12 stamme wat Jakob se 12 seuns was en word veral gebruik nadat die familie 'n nasie geword het. So ons het in Abraham gehad 'n familie en hierdie familie het groter geword en éventueel het ons vir Jakob uit hierdie familie gekry
En uit Jakob kry ons hierdie 12 stamme, wat dan Israel is, want Jakob se naam word verander na Israel, en hierdie 12 stamme word die nasies van die wêreld. Okay. Ons ken almal die 12 stamme, Benjamin, Juda, Levi, Ephraim, Manasse, ons ken almal die 12 stamme se name. Maar as ons dan gaan kyk na persone wat as Israeliete geïdentifiseer word in die Bybel, dan sien ons dit al van vroeg in Exodus af. Exodus 4, waar Aaron na verwys word as 'n Israeliet, as deel van die leierskap van die Israeliete. Ons sien vir Dawid in 1 Samuel 17, en Dawid word herhaaldelik in hierdie boeke geïdentifiseer as deel van die volk Israel. Wat dan lei tot 'n bloedlyn waaruit Jesus gebore word. Ons skryf vir Elia, 1 Konings 18, waar daar staan, die God van Abraham, Isak en Israel. Hy roep die God van Abraham, Isak en Israel aan en identifiseer homself met hierdie Israeliete. As ons kyk in die Nuwe Testament, dan kry ons dadelik vir Nathanael, wat een van die disippels was in Johannes 1, en Jesus sê vir hom, kyk waarlik 'n Israeliet in wie geen bedrog is nie. Dis die eerste Nuwe Testamentiese voorbeeld wat ons sien waar die term Israeliet gebruik word. Dan kry ons vir Paulus in Romeine 11, waar Paulus sê, hy praat en hy sê, ek is self 'n Israeliet, 'n afstammeling van Abraham uit die stam van Benjamin. En dan kry ons ook dat die volk van God as geheel die Israeliete genoem word. Soos gesê, dit kom van Jakob wat Israel geword het en die 12 stamme wat dan éventueel die nasies van die wêreld word. En word hulle gereeld dwarsteer die boeke van die Ou Testament genoem as die volk van God, die Israeliete. Die term Jood. Jood het oorspronklik verwys na 'n persoon van die stam van Juda. So, die woord Jood is ook afgelei van die woord Juda. So, ons weet, waaroor ons al 'n bietjie gesels het, die stamme het gesplit, Noord en Suid. Noord het 10 stamme gegaan, Suid het Benjamin en Juda gegaan. En die twee suidelike stamme word gesamentlik genoem dan die stam van Juda. En na die ballingskap in Babylon het hierdie term Jood 'n algemene naam geword vir die oorlewende volk van Israel wat na Jerusalem teruggekeer het. Vandag ken ons dit as die Joodse volk en ons ken dit as die volk waaraan daar 'n spesifieke godsdiens en kultuur behoort. As jy dink aan 'n Jood of aan 'n Joodse persoon, dan het jy 'n prentjie in jou gedagtes van hoe 'n Jood lyk. Met hierdie kippa op sy kop, of hierdie groot swart hoede, of wat dit ook al mag wees, die beeld wat jy in jou gedagtes het daarvan. En Jesus is dan afkomstig van hierdie stam van Juda. So Jesus word geklassifiseer dan as 'n Jood. So as ons kyk na persone in die Ou Testament wat geklassifiseer word as Jode, of wat ons dadelik kan herken uit wat hulle sê en wie hulle is as Jode, is die eerste persoon Mordegai in Ester 2, waar Mordegai beskryf word as 'n Jood uit die stam van Benjamin. So dit onthou dat 'n Jood, die woord Jood is afgelei van Juda, maar dit sluit ook die stam van Benjamin in. So dis nie net die stam van Juda nie. Die tweede persoon wat ons 'n verwysing na kry is Ester. In Ester 2 vers 7 en 3 vers 4
word Ester geïdentifiseer as 'n Jodin. Okay? En dan word daardie identiteit van haar, die feit dat sy 'n Jood is, word sentraal tot die verhaal van die verlossing van die Jode wat ons dan lees verder in die boek van Ester. As ons gaan dan die Nuwe Testament toe, dan kry ons Aquila in Handelinge 18 word genoem 'n Jood van Pontus. Dit was een van die vroeë gelowiges wat saam met Paulus gewerk het. Ons sien Priscilla ook in Handelinge 18 wat saam met Aquila was, wat met haar man dan hierdie Joodse identifikasie deel. Verder aan in Handelinge 18 sien ons vir Apollos, wat beskryf word as 'n Jood van Alexandrië, bedrewe met die skrifte. En dan Paulus in Handelinge 22 identifiseer homself as 'n Jood wat in Tarsus gebore is. En hy gebruik ook hierdie term wanneer hy in Hebreër kulturele kontekste praat in die boek van Handelinge. En dan kry ons vir Jesus self in Johannes 4 vers 9. Die interaksie met die Samaritaanse vrou wat 'n Jood is, waar sy dan vir Jesus sê, hoe is dit dan dat u wat ook 'n Jood is, nee? So daar identifiseer sy dadelik met Jesus as Jood. En dan weet ons dat bokant die kruis gehang het dat hy die koning van die Jode is in Matteus 27. Daar is egter een persoon wat identifiseer met al drie van hierdie. En dis Moses. Moses is geïdentifiseer in Egipte deur die Egiptenare as 'n Hebreër. As Israeliet is hy deel van die groter nasie wat deur die woestyn trek. En word hy gesien as een van die voorouers van die Joodse volk. Ons ken die gesegde om te sê the God of Abraham, Isaac en Jacob. En Moses word dan ook hierby ingesluit. Daar's 'n maklike manier om dit te onthou. Het al dalk so 'n bietjie vir julle daarvan probeer hint in wat ek gesê het, dat 'n Hebreër identifiseer ons met die vroegste familie van Abraham wat ontstaan het. So in daai opset en in daai omgewing praat ons van 'n Hebreër of praat die Ou Testament van 'n Hebreër. 'n Israeliet is wanneer hierdie volke dan 'n nasies van die wêreld word, en 'n Jood is dan wat ons vandag ken as uit die stam van Juda en Benjamin, die stam waaruit die geslagsregister van die Here Jesus kom. Die volk wat 'n historiese en godsdienstige identiteit het, wat as ons hoor van die naam Jood, dan weet ons wie en wat 'n Jood is. So as julle ooit gewonder het, daaroor, dan hoef julle nou nie meer te wonder. So daar is ooreenkomste tussen hierdie drie, maar daar's ook verskille. Die ooreenkomste is dat hulle gemeenskaplike voorouers gehad het, dat hulle in 'n verbondsverhouding met God gestaan het in die Bybel, dat daar 'n verbinding is met die land van Israel. Dink 'n bietjie terug, Hebreër, Israeliet, Jood. God het met hulle verbond gesluit met Abraham, Isak en Jakob, en het vir hulle gesê dat hulle die land van Israel sal hê. En dan is daar die aanbidding van die God van Israel. So ons het al 'n bietjie gesels in die verlede oor die Jode van vandag, hoe hulle nie glo dat die Messias gekom het nie, maar hulle aanbid nog steeds God
Hashem, Adonai. Dit is nog steeds die persoon of die wese wie die Israeliete of die Jode vandag aanbid. So dit het van die Ou Testament af tot en met vandag toe nie verander nie. Die verskille tussen die drie, Hebreër gee 'n familieidentiteit, Israeliet gee 'n volksidentiteit en 'n Jood gee dan ook 'n spesifieke volksidentiteit na die stam van Juda toe. So as jy ooit weer hierdie terme teekom, ja, daar's baie ooreenkomste, maar daar's hierdie klein bietjie verskille wat as mens dit nie weet nie, gaan jy dit nie sien nie. Maar dit is hoe die volk of hoe die Jode geprogresseer het van die Ou Testament, van Hebreër na Israeliet na die Jood wat ons vandag ken. OK, dankie Ron.